Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Matteus 25 vers 1 tot 13. Nou, net so vinnige blik, die hele Matteus 25 vanaf vers 1 tot 46 help Jesus ons om te verstaan wat dit beteken om gereed te wees vir sy wederkoms en ook hoe hy verwag van ons om te leef tot hy weerkom. Nou, ons almal ken die gelykenis van die 10 maagde of die 10 bruidsmeisies, soos ons lees vandag in Matteus 25 vers 1 tot 13. En hierdie deel stig ons om altyd gereed en waaksaam te wees, want ons weet nie wanneer Jesus weer gaan kom nie. Nou, in die gelykenis van die 10 maagde, wag 10 maagde op die bruidegom. 5 is wys en bring ekstra olie vir hulle lampe. 5 is dwaas en het nie ekstra olie nie. En toe die bruidegom onverwags kom, is die wyse maagde gereed en gaan saam na die bruiloft toe. Maar die dwaase maagde is te laat en word uitgesluit. Nou, hierdie gelykenis handel oor troue. En in die Joodse kultuur van die tyd het 'n verloving lank geduur. En die bruid moes wag op die bruidegom en sy het nie geweet wanneer is die tyd wat hy gaan kom haal nie. En sy moes gereed wees wanneer hy gekom het. Nou, die kernboodskap vir my en vir jou, soos ek dit verstaan uit hierdie deel is, dat elke mens self die verantwoordelikheid vir sy geestelike toestand dra, sodat hy of sy gereed en waaksaam is op die wederkoms en vir die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons dink oor 'n paar gedagtes. Eerstens, ons moet geestelik voorbereid wees. Die olie wat ons hiervan sien in die lampie simboliseer ons verhouding met God, geloof, die Heilige Gees, ons geestelike gereedheid. Ons kan dit nie leen by ander nie. Ek en jy moet self in 'n verhouding met die Here staan. Ons moet op ons eie geloof bou op grond van die woord van God, deur die Rema woord wat die Heilige Gees aan ons openbaar. Waaksaamheid is ook hier krities belangrik, want nie een van ons weet wanneer Jesus Christus gaan terugkom nie. En daarom moet ons altyd leef asof dit nou, vandag kan wees. Wat my bietjie laat bekommer, is dat hierdie deel dui ook dat geleenthede kan verbygaan. Die deur het toegemaak vir die 5 meisies wat nie gereed was nie. En dit sê en wys vir my dat sekere keuses finale gevolge het. En onthou, God kyk na ons hart en ons gereedheid en nie net na ons dade nie. Daar was 10 meisies wat gewag het, 10 het lampe gehad, maar net die met ekstra olie was regtig voorbereid. So ons kan lyk soos Christene, ons kan ruik soos Christene, maar het ons die inhoud, het ons die Heilige Gees, het ons 'n persoonlike verhouding, 'n persoonlike geloof. En dan natuurlik, 'n persoonlike geloof kan nie gedeel of uitgeleen word nie. Ek kan nie gered word omdat my broer of suster langs my gered word nie. Elkeen moet 'n persoonlike verhouding met God hê. So ek wil jou vra om bidend vandag saam met my, die Heilige Gees te vra om ons harte te deurgrond en te kyk of ons nog in die regte verhouding met ons Here God staan. Onthou, Paulus herhaal Jesus se waarskuwing in 1 Tessalonisense 5 vers 2 tot 6, dat die dag van die Here onverwags sal kom. Hy sê daar, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. Mag ek en jy gereed gevind word wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. Groete en seënwense vir jou.